Almal Vrydagoggend, vandag is dit die 27ste Februarie, jaar 2026, 'n lieflike dag geskenk deur Abba Vader aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend wil ek weer aangaan met die woord van God, want vir my is dit belangrik. Daar is soveel wat ons kan sê rondom God se woord, maar kom ons hoor wat sê sy woord. Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Halleluja. Dan, baie bekende gedeelte, Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Is dit wat God se woord vir jou is? Lei dit jou op die paaie van geregtigheid? Help dit jou om jou weë in die lewe reg te leef? Dit is so belangrik dat ek en jy, my boetie en sussie, nie net lewe nie, maar ons moet lewe om God te verheerlik deur alles wat ons doen. Dit is belangrik om sy woord te lees en daarin te delf. Ondersoek in te stel. Wat wil God vandag vir my sê rondom hierdie woord? Amos 8 vers 11 tot 14. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek 'n honger in die land sal stuur. Nie 'n honger na brood en 'n dors na water nie, maar na die woorde van die Here om te hoor. En hulle sal swerwe van see tot see en rondslinger van noorde na oos, om na die woord van die Here te soek, maar hulle sal dit nie vind nie. In die dag sal die mooi jonge dogters en jong manne van dors beswyk. Hulle wat sweer by die skild van Samaria en ook sê, so waar as jou God leef, o dan, en sê, so waar as die weg van Berseba leef, en hulle sal val en nie weer opstaan nie. Ons volgende gedeelte kom hierso uit Lukas, en ons lees Lukas 24 vers 44 tot 49. En hy, dit is Jesus, sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat julle wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die 3de dag uit die dode opstaan en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuienis van hierdie dinge en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. So ons kan nie net dinge doen uit onsself uit nie, ons moet wag dat God ons krag gee uit die hoogte, sodat ons kan doen wat hy van ons gevra het. Of ons nou woord verkondig, of ons vir mense kos gee, maak nie saak wat se liefdesdaad jy vir God doen nie. Wag totdat jy met krag vervul word deur hom. Halleluja. Dan ons laaste gedeelte, Johannes 14 vers 23 en 24. Maar hoor hierdie mooi woord wat die Here vir ons sê. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal met hom kom en by hom kom woning maak. Nou wie is hierdie ons? Dis God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hulle kom maak woning binne in ons wanneer ons God se woord bewaar en ons hom liefhet. Hy wat my nie liefhet nie, bewaar my woorde nie. En die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is die van die Vader wat my gestuur het. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir u woord, Here, dit is so kosbaar vir ons. Here, ons leer soveel uit die woord, Here, hoe ons lewe moet rig. Here, wat is u wil en u plan vir ons lewe? Here, u beplan tog nie vir ons net onheil nie. Maar Here, u beplan vir ons 'n lewe van oorvloed, saam met u. Ja, miskien kry ons swaar hier op aarde en baie van ons vra, maar ek kry so swaar. En hoekom kry ek swaar? Maar nie almal van ons sal ooit ryk wees nie. Maar Here, ons weet dat dit wat ons vra, dat ons dit kry, omdat dit in u wil is. Maar wanneer ons nie kry nie, was dit nie u wil nie. Here, mag elkeen van ons seën in hierdie dag en in hierdie naweek, en as dit u wil is, sal ons maandag weer by mekaar kom. Amen en amen.